Vriende, ons is vanmôre in die derde en laaste hoofstuk van Nahum besig. En ek moet sê, dit is vir my baie swaar vanmôre om hierdie boodskap te bring, want dit is so 'n jeugtelike dag met die toewy van 'n kind. En hierdie is 'n baie swaar boodskap. Dit is 'n swaar woord. En ek het in die week gewonder of ek nie dalk 'n ligter boodskap moet bring, sommer iets anders, en dan weer volgende week moet aangaan met Nahum nie, maar ek het nie gevoel dat die Here my so lei nie, en ons gaan vanmôre stil staan by Nahum hoofstuk 3. En ek vra verskoning dat dit so 'n harde boodskap is vir almal wat hier teenwoordig is, vir George, julle ou dogtertjie se inseun, maar dit is die woord, en ons kan nie daarby verbykom nie. Dit is die waarheid van God se woord, en kom ons gaan kyk vanmôre na hierdie boodskap. Voor ons dit doen, kom ons bid net saam, en ons vertrou die Here om ook ons harte voor te berei vir hierdie boodskap. Here, baie dankie dat ons vanmôre weer na u woord kan kom luister. Dankie dat ons die voorreg het om hierdie pragtige dogtertjie aan u toe te wy. Dankie dat haar ouers bereid is om haar groot te maak in die weë van die Here. En dankie Here dat ons die voorreg het om by mekaar te kan kom en saam te kan aanbid. En ons bid vanmôre, Here, dat u hierdie woord aan ons harte sal seën. Al is dit 'n harde woord, Here, bid ons dat u vir ons sal help om ook in ons, waar ons beweeg in ons samelewing, ook met mense te praat hieroor, en mense te help om te verstaan dat dit 'n laat uur is, Here, dat die wêreld ryp is vir oordeel, en dat u van ons verwag as u kinders om die lig van die evangelie te versprei en by mense uit te bring, solank as wat daar nog tyd is. Seën ons vandag, dankie vir die krag van u woord, en Here, ons is nederige diensknegte en diensmaagde voor u. Ons dankie, Here, dat u hier by ons is, in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, verlede week het ons in Nahum hoofstuk 2 gesien. Vir die van julle wat nie deel van ons gemeente is nie, ons is besig met 'n reeks wat in 2016 begin het. Ons is nou in ons 10de jaar. Ons het begin by Genesis en ons preek reg deur die Bybel. En ek weet nie hoe ver ons sal kom nie, maar ons probeer om so ver as moontlik te kom om deur die skrif te gaan. En ons is huidiglik in die klein profeet Nahum besig. So verlede week in Nahum 2 het ons gesien dat wanneer God iets teen ons het en ons nie bekeer nie, hy het eintlik teen ons moet draai, hy het nie 'n keuse nie. Vandag gaan ons voort na die laaste hoofstuk in hierdie kort en kragtige profesie teen die groot stad van Ninive. En die opskrif in ons Afrikaanse Bybels is die sondes van Ninive en sy verwoesting. In die King James is die opskrif Woe to Nineveh. Guzik gee aan hierdie hoofstuk die opskrif Nineveh, the wicked city. In die eerste deel van hierdie hoofstuk beskryf Nahum die sonde van die groot stad Ninive. En ons gaan nou die eerste 4 verse saam lees. Die van julle wat Bybels by julle het, kan soontoe blaai. Dan lees ons hierdie eerste 4 verse saam waar Nahum die sonde van die groot stad beskryf. Vers 1 lees as volg: Wee die bloedstad wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie. Hoor die sweep en hoor die gedreun van wiele, en perde wat jaag en waans wat stamp, ruiters op 'n galop, en die geglinster van swaarde en geblits van spiese, en 'n menigte wat verslaan is en hope dooi is en geen einde aan die lyke nie. 'n Mens struikel oor hulle lyke, weens die veelheid van die hoerery van die hoer vol bevalligheid, 'n meesteres in towerkunste wat nasies met haar hoerery verkoop het en volksstamme met haar towerkunste. Nou vers 2 veral van hierdie eerste 4 verse klink asof dit 'n voortsetting is van dit wat ons verlede week na gekyk het, die beskrywing van die militêre aanval op Ninive. Maar dit is nie. Dit klink so, maar dit is nie. Vers 1 tot 4 is 'n beskrywing van die bedrywigheid van die stad en die lewenswyse van die Assiriërs. Hulle was verskriklike, wrede, oorlogsgedrewe, bloeddorstige mense. Wat Nahum hier beskryf is die koorsagtige besig wees in 'n gejaag na meer en meer. Die matelose geweld en bloedvergieting van die Assiriërs.
En Nahum sien die uitwerking daarvan as 'n menigte dooies en geen einde aan die liggame nie. Duisende mense wat gedood is aan die hand van die Assiriërs. David Guzik skryf oor hierdie eerste paar verse. Hy sê, in sy profetiese visioen beweeg Nahum deur die stad Ninive en hy sien hoe ryp die stad is vir God se oordeel. Hy sien dat dit 'n besige stad is, vol van die geluide van swepe en van ratelende wiele, van galoppende perde en van kletterende strydwaans. Tog was hulle hoofsaaklik besig met geweld en bedrog en afgoderry. As 'n mens net na hierdie 3 woorde kyk, geweld, bedrog en afgoderry, dan klink dit so baie na die wêreld waarin ek en jy lewe vandag. Die Assiriërs het daarvan gehou om te spog met hulle verskriklike wreedheid. Hulle sou monumente oprig ter verering van hulle wrede dade en dit versier met die liggame van hulle slagoffers. Hulle sou inskrywings maak op hierdie beelde, hierdie monumente wat ek nou nie vanmôre gaan lees nie, want dit is te grotesk en te dis net te erg. Ons kan nie dit net lees nie. Ongelooflike wreedheid wat hierdie mense in hulle harte gehad het en hulle daarmee gespog. Die stad was gevul met hierdie monumente van mense se wreedheid. Die stad was gevul met hulle losbandigheid. Die okkulte en die toorkunste het die stad en die land gevul. Meyer skryf en James Boyce haal hom aan oor die argeologiese werke by die stad van Ninive se ruïnes. Hulle sê duisende tablette wat in die Mesopotamiese vallei daar naby Ninive ontdek is, toon hulle afgryslike bygeloof. Honderde towery besweringe op hierdie tablette is na die oppervlak gebring. En hulle die nasies om hulle ook verlei om hierdie sondes te doen. Vanaf vers 5 tot 7 beskryf Nahum die vernedering van die stad en sy mense as gevolg van hierdie sondige lewenswyse van hulle. Nahum 3 vers 5 tot 7 lees as volg: Kyk, ek het dit teen jou. Dit wat ons verlede week na gekyk het, hierdie woorde, ek het dit teen jou. Spreek die Here van die leerskare en ek sal jou slippe optel oor jou aangesig. En nasies jou naaktheid laat sien en koninkryke jou skande. En ek sal vuil goed op jou gooi en jou aan minagting prys gee en van jou 'n skouspel maak, sodat elkeen wat jou sien van jou sal wegvlug en sê, verwoes is Ninive. Wie sal met haar medelee hê? Waar sal ek troosters vir jou gaan soek? Weereens is hierdie woorde van Nahum weereens letterlik net so vervul. James Boyce skryf, die antieke Griekse historikus Diodorus het oor die vernietiging van Ninive geskryf. Die menigte van die gesneuweldes was so groot, dat die vloeiende stroom gemeng met hulle bloed oor 'n afstand van etlike honderde meter, kilometers, hulle gee nie die afstand nie, van kleur verander het. Hulle het die buit van die stad geplunder, 'n hoeveelheid wat nie telbaar is nie. En vriende, weer eens hier, soos ek verlede week ook gesê het, weer eens sien ons hoe daftuil die woord van die Here met die argeologiese opgrawings. Dit wat Nahum gesê het gaan gebeur, dit wat gebeur het en dit wat argeoloë vind, is presies dieselfde dinge. Daar's 'n ongelooflike pas van wat God se woord sê en wat argeoloë opgrawe. Ek sê weer wat ek so dikwels van hierdie kansel af gesê het. Diegene wat die woord van God verag en afmaak, doen so ten koste van hulle eie lewens. En natuurlik verwys ek hier na die korrekte gebruik van die woord van die Here in sy ware konteks en sy ware betekenis. Nie die misbruik van God se woord vir eie belang en manipulasie, soos ons vandag in moderne kerke sien, deur wolwe in skaapsklere, sogenaamde profete en predikers en pastore wat in wolwe is, wat in skaapsklere paradeer en mense manipuleer vir geld en vir sekere dinge deur die woord van die Here nie. Ons praat nie daarvan nie. Ons praat van 'n suiwer, korrekte gebruik van die woord van God in sy diep waarheid, die tydlose woord van God wat lewe bring vir die wat dit liefhet en respekteer en gehoorsaam.
Jesaja 66 vers 1 tot 2, luister net na hierdie woorde. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou en waar die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit ontstaan, spreek die Here, maar op hierdie een sal ek let. Op hom wat bewe vir my woord. Op hierdie een sal ek let, op hom wat bewe vir my woord. Laat my daarom vir iemand sê, voor ons aangaan met naamse profesie, wat na hierdie boodskap miskien later gaan luister. Miskien het jy in 'n kerk seer gekry, omdat 'n wolf in skaapsklere jou mislei het, omdat hy of sy die heilige woord van God verdraai het, om jou te manipuleer, om jou wil te buig volgens hulle wil. En ek wil net vanmôre vir jou sê, indien daardie persoon hulle nie bekeer tot God nie, sal God hulle vergeld vir die skade wat hulle aan jou gedoen het geestelik. Maar keer jy terug na die ware, kragtige, lewende woord van God, soos wat dit in sy ware konteks deur die moderne mens net al hoe meer en meer ontdek word as die reine waarheid. Elke argeologiese opgrawing bewys die woord van God akkuraat. En as jy dit ignoreer, doen jy dit ten koste van jou ewige siel. Asseblief keer terug na die woord van die Here. Dis heilig en kragtig en lewend. Dit bring lewe en nie die dood nie, genesing en nie pyn nie. Nou voort na naamse profesie. Vanaf vers 8 sien naam dat Ninive ryp is vir God se oordeel. Hy sê in vers 8 tot 11 dat ander stede deur God geoordeel was, en waarom sal Ninive dan vryspring? Vers 8, is jy beter as Noammon wat gelê het aan die Nylstrome, met waters rondom hulle, wie se voorskans die groot waters was, water sy muur? Kus was sy krag, en die Egiptenaars sonder getal, Petiërs en Libiërs was jou tot hulp. Nogtans het dit as gevangene in ballingskap gegaan. Nogtans is sy kinders by al die straathoeke verpletter, en oor sy edeles is die lot gewerp, en al sy groot manne is met kettinge geboei. Ook jy sal dronk word, beneveld wees, ook jy sal 'n toevlug soek teen die vyand. Vriende, hierdie stad Noammon is 'n stad wat die Assiriërs self vernietig het. Hulle het self hierdie stad ingeneem en self hierdie aan die mense gedoen. En Naam sê vir hulle, julle dink, julle kan met dit wegkom, maar hulle kon nie daarmee wegkom nie. Dieselfde gaan met julle gedoen word. Die Assiriërs het gedink hulle is baie spesiaal. Hulle is ryk en hulle mag sal vir ewig wees. Hulle koninkryk het vir 750 jaar lank aangehou, en hulle het gedink hulle wreedhede sal ongestraf bly, en wat hulle aan ander doen, sal nie met hulle gedoen word nie, en hoe verkeerd was hulle. Vanaf vers 12 tot 15 sê Naam, omdat Ninive swak is sy ryp vir oordeel. Hy sê al jou vestings is vyebome met voorvye. As 'n mens dit skud, val hulle in die mond van die eter. Kyk, jou volk binne in jou is soos vroue. Die poorte van jou land is wyd oopgemaak vir jou vyande. Die vuur het jou grendels verteer. En dan spot hy half met hulle. Hy sê vir hulle, skep vir julle water vir die belering, versterk julle vestings, gaan in die modder en trap klei en gryp die steenvorm, want julle sal die mure moet versterk. Hy sê, maar daar sal die vuur jou verteer, die swaard jou uitroei en jou verslind, net soos die voetgangers sprinkane. Al vermenigvuldig jy soos voetgangers, al vermenigvuldig jy soos trek sprinkane. Guzik skryf, hy sê, so maklik soos wat ryp vrugte van 'n boom afval wanneer dit geskit word, sou die vestings van Ninive voor die oordeele van God val. Soos die moderne mens, het die mense van Ninive alles in hulle vermoë gedoen om die oordeel wat aan die kom was te ontsnap. Kos en water in die stad ingebring, mure versterk, grendels versterk, om hulle self net vir nog 1 of 2 geslagte te laat oorleef. En so baie mense doen vandag steeds dieselfde, vriende. Ons probeer steeds in ons eie sondige krag om God se oordeel vry te spring. Ons probeer om goed te wees. Ons beoefen godsdiens. Ons redeneer dat ons nie so sleg is soos ander mense nie. Ons beskou onsself as gebalanseerd, nie te sondig nie, nie te heilig nie, heel aanvaarbaar vir die gemiddelde mens.
En tog gaan elkeen van ons, net soos die mense van Ninive, voor God staan. Die wat die Here Jesus en sy kruisdood aangegryp het, en wat hom in heiligheid gehoorsaam het tot die lewe, en hulle wat hulle eie voorbereidings probeer maak het, soos die mense van Ninive, tot die ewige dood. Vanaf vers 16 tot 19 sê Nahum, omdat die leiers van Ninive swak is die stad ryp vir oordeel. Vers 16 tot 19. Al het jy jou koopmans meer gemaak as die sterre aan die hemel. Die voetgangers vervel en vlieg weg. Jou wagters is soos treksprinkane, jou amptenare soos swermsprinkane wat op 'n koue dag op die heining sit. Die son breek deur, hulle vlieg weg en niemand weet waar hulle beland het nie. Jou herder sluimer, o koning van Asser, jou edeles lê daar, jou volk is op die berge verstrooi en niemand versamel hulle nie. En dan vers 19 sê hy vir hulle die finale woorde, daar is geen herstel vir jou verbreeking nie. Jou wond is ongeneeslik. Almal wat die tyding omtrent jou verneem, slaan hulle hande saam oor jou, want oor wie het jou boosheid nie voortdurend heen gegaan nie. Vriende, as Ninive as 'n stad en die Assiriërs as 'n volk ryp was vir die oordeel van God, soos aangekondig deur die profeet Nahum in omtrent 600 voor Christus, dan is hierdie wêreld waarin ek en jy nou lewe absoluut ryp vir God se oordeel. Ek glo persoonlik dat dit net die genade en die barmhartigheid van ons koning is wat keer dat God nog nie hierdie plek skoon gemaak het. Die oordeel van God oor die sondige wêreld destyds, Noag, die vloed, en die stede wat ons in die Ou Testament sien wat God verwoes het as gevolg van hulle sonde. Dink aan Sodom en Gomorra, dink aan Adma en Seboim, dink aan Ninive, dink aan Samaria. Stede wat God verwoes het omdat hulle sonde net eenvoudig te veel geword het, was waarskuwings vir ons, die moderne mens wat aan die einde van hierdie bedeling lewe. As God hulle verwoes het en geoordeel het, waarom sal God nie die huidige wêreld en sy bose stede oordeel nie? Wanneer 'n mens na die antieke stede kyk, was hulle maar betreklik klein in vergelyking met ons stede vandag. Ek dink dit was 2 boodskappe terug, het ek vir julle gesê dat Ninive het maar 150.000, 200.000 inwoners gehad. Jakarta het, ek dink, wat het ons laas gesê, 36 miljoen of so iets. Kan nie eens onthou nie. Is maar klein gewees, die stede in die antieke Midde-Ooste. En die booshede van daardie stede in die Ou Testament is maar eintlik vaal in vergelyking met die booshede van die moderne stede. Nahum spreek die oordeel van God uit oor Ninive as gevolg van 5 dinge. Hulle geweld, hulle wreedheid, hulle bedrog, hulle afgodery, hulle losbandigheid en hulle towery. Dis die 5 sake wat Nahum teen hulle bring. Kom ons kyk gou of enige iets verander het en verbeter het in die afgelope 2600 jaar. Sedert Ninive geval het. Kom ons kyk net na die geweld op aarde. Nahum profeteer oor Ninive. Hy sê, wee die bloedstad, omdat hulle so bloed vergiet het. Die moderne ware profete moet eintlik vandag uitroep, wee die bloedwêreld. Nie die bloedstad nie, die bloedwêreld. Want hierdie wêreld is vol bloed, vriende. Daar is meer bloed vergiet op hierdie aarde in die laaste 125 jaar as in die hele 4000 jaar voor dit. Bloot omdat daar soveel mense vandag op aarde is en omdat die wapentuig en die tegnologie van die afgelope eeu
dit moontlik gemaak het. Sien, die moderne mens se hart is nog net so boos en swart van sonde as die Assiriërs van Ninive. Dis net die skaal van dinge wat verander het. Die wreedheid en die bloeddorstigheid is steeds dieselfde. So kom ek gee gou 'n bietjie statistiek. En dis hoekom ek sê, dit is vir my moeilik om vanmôre op hierdie pragtige geleentheid oor sulke dinge te praat. Maar kom ons gee die statistiek. In die Eerste Wêreldoorlog sterf tussen 15 en 22 miljoen mense. In die Tweede Wêreldoorlog sterf tussen 70 en 85 miljoen mense. In die Sowjetunie sterf daar 60 miljoen mense onder kommunisme in die laaste eeu. In China sterf tussen 40 en 80 miljoen mense. Niemand is seker nie omdat die bamboesgordyn so lank op was. Niemand is seker nie, die hoogste skatting is 80 miljoen. Sterf 80 miljoen Chinese mense onder Mao Zedong se kommunisme. Net in ons eie land word 26,000 mense 'n jaar vermoor. Gemiddeld 71 mense per dag. Luister nou hierna. 73 miljoen ongebore babas word jaarlik wêreldwyd geaborteer. Elke jaar. In 10 jaar is dit amper 1 biljoen mense. 200,000 per dag. 6 uit 10 onverwagte swangerskappe vandag word beëindig. Luister hierna. Vanaf 1979 tot en met 2015 is 'n geraamde 336 miljoen Chinese babetjies geaborteer onder hulle een-kind-beleid. 336 miljoen, meeste van hulle dogtertjies. Ek het by myself gedink daar hardloop miljoene Chinese dogtertjies in God se paradys rond. Miljoene. Die Chinese regering wou hulle nie gehad het nie, maar God wil hulle hê. En nog miljoene kinders van reg oor die wêreld wat nooit hulle voete op hierdie aarde gesit het nie, is reeds by die Here Jesus in die paradys. Sê vir my vanmôre, is die moderne mens minder bloeddorstig as die Assiriërs? Is ons meer beskaafd? Bedrog. Naam noem spesifiek hulle bedrog. Hulle skelmstreke, 'n simptoom en 'n uitvloeisel van gierigheid. Is daar enige twyfel oor die vlak van gierigheid en die bedrog in ons moderne era? Net in die Zuma jare is daar 1,5 triljoen rand verduister net in Suid-Afrika, aldus die Zondo-kommissie. Ons praat nie eens van wat in Europa gebeur, en in Amerika, en Suid-Amerika, en al die bedrog reg oor die wêreld nie. Daar's meer as genoeg kos op hierdie aarde vir elke liewe mond om te eet. Maar die gierigheid van mense veroorsaak dat miljoene tonne kos elke jaar vernietig word om die pryse kunsmatig hoog te hou. Dis 'n vorm van bedrog wat miljoene mense van hongersnood laat sterwe. Is die moderne mens minder korrup as die Assiriërs? Afgoderry. Ons moderne wêreld is vol van afgode. Die moderne mens aanbid homself. Wêreldleiers aanbid geld en mag. Mense aanbid sport. Mense aanbid hulle eie sukses. So kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Ek wil nie te veel daarvan sê nie. Julle weet waarvan ek praat. Afgoderry is oral in ons westerse samelewing. Losbandigheid. Hoef ek iets daaroor te sê? So onlangs as 60 tot 70 jaar gelede was daar nog sedelike norme in die meeste westerse Christelike samelewings. Nou is daar byna niks oor nie. Jong mense trek saam in. Mense bly saam in sonde. Buiteegtelike kinders is nie meer 'n skande wat oor 'n familie kom nie. Oorspel is algemeen. Pornografie is binne die bereik van laerskoolkinders. 40,000 vroue word jaarliks verkragt in Suid-Afrika en dis net die gevalle wat aangemeld word. Die wat weet skat dit veel hoër en beraam dat daar gemiddeld elke 12 minute 'n vrou of 'n dogter in Suid-Afrika gebrutaliseer word.
Die seksuele sonde van die moderne mens skrei ten hemele. En ons praat nie eers van die honderde, duisende jong meisies wat elke jaar deur die sogenaamde human trafficking ontvoer word om op te eindig in prostitusie nie. Towery, of anders gestel die okkulte. Vir baie eeue, die afgelope 2000 jaar, was die okkulte in die Christelike Weste baie sterk onderdruk. Hier en daar het dit voorgekom, maar dan is dit die sogenaamde heksejag het plaasgevind en die kerk het dit platgeslaan. Die okkulte het egter 'n geweldige opbloei beleef in die laat 19de eeu, veral in die VSA. Na die verskriklike siviele oorlog in die VSA in die 1860s was daar 'n geweldige oplewing in spiritisme. Mense het probeer kontak maak met hulle dooie geliefdes ensovoorts. In 1875 begin Helena Blavatsky die Theosophical Society in New York. Hulle fokus op Oosterse filosofie, reïnkarnasie en esoteriese denke. In 1888 word die Hermetic Order of the Golden Dawn in Londen gestig en hulle normaliseer en amper wil ek sê, maak dit algemeen aanvaarbaar vir die eerste keer seremoniële toorkuns. En hulle sou 'n groot invloed hê op die kunstenaars en die skrywers van die dekades wat sou volg. In die 1960s en 70s het die belangstelling in die okkulte in die Weste ontplof. Tydskrifte begin fokus op die herlewing van die okkulte. Tarotkaarte, astrologie en heksery word mode in die Christelike Weste. In Amerika styg die aantal Wiccans of hekse in hierdie tyd geweldig. Films soos Rosemary's Baby, The Exorcist, saam met die musiek van daardie era, die 60s en 70s, onder andere Black Sabbath, het die okkulte weer hoofstroom fokus en aanvaarbaarheid gegee. 57 jaar gelede, in 1969, word die Bybel van Satan deur Anton LaVey gepubliseer. Waar is ons vandag? Die kerk van Satan is 'n algemeen aanvaarde kerk in die Weste. Okkulte is nou hoofstroom aanvaarbaar, soos nog nooit van tevore, sedert die kruisiging van die Here Jesus nie. Vriende, die wêreld waarin ek en jy lewe, is ryp vir die oordeel van God. Al wat tussen die moderne mens en die toorn van God staan, is sy ongelooflike genade. Maar indien God nie hierdie laaste 2 of 3 geslagte van hierdie tyd waarin ek en jy lewe oordeel uiteindelik nie, sal die mense van Ninive in die oordeel opstaan en God beskuldig dat hy nie konsekwent was nie. Indien God hierdie laaste geslagte nie oordeel vir die rioolsloot van sonde wat hierdie wêreld geword het nie, sal die mense van Ninive en die mense van Sodom die reg hê om op te staan en God by die oordeel te beskuldig dat hy nie regverdig is nie. Hulle vernietiging het gedien as 'n voorbeeld vir ons wat in die laaste dae lewe, om ons te waarsku dat die genade van God nie onbeperk is nie. Dis 'n waarskuwing aan die moderne mens. Die arrogante, hoogmoedige moderne mens wat dink dat niks is meer sonde nie. Die moderne mens wat hom en haarself as verlig beskou, wat dink dat God en sy heiligheid en die heiligheid wat hy van ons verwag, 'n ou uitgediende Ou Testamentiese stelsel is. Nee man, ons het aanbeweeg. Ons is mos nou postmodern en dan is ons later post-Christendom. Nee man, wat is daai? Luister na hierdie 2 waarskuwings. Besig om klaar te maak. 2 Petrus 2 vers 4. Skryf Petrus, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie. Onthou engele, nie? Die engele wat gesondig het God nie gespaar nie.
maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. En die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Judas 1 vers 5 tot 7. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipte gered het, daarna die wat ongelowig was omgebring het, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Kan jy nou verstaan waarom daar aan die einde van hierdie bedeling 'n groot verdrukking gaan wees? Kan jy verstaan waarom die Here Jesus moet terugkom om te oordeel? Want vriende, so kan dit nie aangaan nie. Die skaal van die sonde van die mens is nou veel erger as voor die vloed van Noag. En ja, God het beloof dat hy nooit weer die wêreld met 'n vloed sal vernietig nie. Maar hy sê, ek gaan die wêreld aan die einde van hierdie dae reinig met vuur. God het beloof, ek sal dit nie weer met water doen nie. Maar as julle so voortgaan, sal ek hierdie wêreld reinig met vuur. 2 Petrus 3, vanaf vers 3. Ek lees vir ons tot by vers 14 en dan maak ek klaar. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Verskoning, want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toensmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar, luister hierna, die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel van die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat eendag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. En die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig en hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Vriende, hierdie wêreld is ryp vir oordeel. Soos 'n oorryp vrot vyn na die grond toe val en oopbars, sal daardie dag skielik oor die mensdom kom en so sal die lot van hierdie wêreld wees. Daar kom 'n dag en 'n uur wanneer die bassein van God sal weer klink en die oordeele van God oor hierdie wêreld moet kom. Dit kan nie anders nie. Daar moet 'n reiniging plaasvind. Die sonde van die mens skree teen die heiligheid van God. En dit word net erger en erger en erger. Laat ek en jy wat bloedgewaste kinders van die Here is,
intussen ons kleed skoon hou en ywer in die wingerd van ons meester. Laat ons mense bereik met die evangelie. Laat ons hulle soos brandhout uit die vuur uitruk. Laat ons ons getuienis gee. Laat ons mense met liefde bedien en waarsku, soveel as wat ons kan. Laat ons almal wat ons kan bereik met die evangelie van redding. Want die oordeel oor hierdie wêreld is vas besluit en dit is haas op pad. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan nie u genade nie. Ek kan net dink hoe pyn u hart as u afkyk na die mensdom in hierdie laaste dae en u sien hoe dat die sonde en die ongeregtigheid, die hoogmoed en die boosheid van mense net vermeerder en vermeerder en vermeerder. Hoe die moderne mens u tart, u uitdaag. En tog is u geduldig want u wil hê dat almal tot bekering moet kom. Here, ek bid dat u vir ons sal help om ons kleed skoon te hou, ons harte voor te berei en besig te wees in u wingerd. Dat wanneer hierdie dag kom, wanneer u daardie dag besluit dis nou klaar, dat ons reg sal wees, Here. En dat ons kan deel hê aan die bruilofsfees van die Lam. Ek bid, Here, vir 'n wêreld wat in sonde en in boosheid is, vasgevang in hoogmoed, arrogansie en selfsug. Here, ruk en skud mense los uit hulle sonde. Mense het nie 'n idee wat op pad is oor hierdie wêreld nie. Sal U ons help? Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.